Kom ons sluit die oë. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. En laat U wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. En waar ons vanoggend ook hier saam is, gee asseblief vir ons daaglikse brood. Voorsien so nie net in ons fisiese behoeftes vir kos en voeding nie, maar skenk ons die lewensbrood en die lewende water wat van U afkom. Skenk ons lewe. Skenk ons ware vreugde, ware geluk, sodat ons U goedheid en U nabyheid kan beleef en ook daaroor van kan getuig. Ons kan nie onsself verander nie, Here. Ons het U hulp so nodig. Werk kragtig deur die Heilige Gees in ons elkeen. Breek ook die woord vir ons oop, sodat ons dit kan verstaan. Maar meer nog, dat ons dit sal kan leef en kan bely. Here, mag die gedagtes van ons elkeen se hart en die woorde van my mond vir U aanneemlik wees, o Heer. Amen. Miskien net vinnig ter inleiding. Ons het verlede week stilgestaan by Psalm 32 en daar moet ek myself sommer korrigeer. Verlede week het ek net mooi begin en gesê ons hanteer Psalm 32 in die volgende reël, toe sê ek Psalm 22. So 'n korreksie op daardie een. Maar ons het gepraat oor hoe gaan dit met jou? Is jy gelukkig? En vanuit die erediens verlede week is ons elkeen hopelik op so 'n manier geraak om te gaan dink oor wat ons definisie van gelukkig is. Want daar's 'n aardse, wêreldse definisie van gelukkig wees en dan is daar God se definisie. En Dawid het vir ons daarmee gehelp in Psalm 32. Die werklike definisie van geluk en gelukkig wees sê vir ons dat jy gelukkig kan wees wanneer jou sondes bedek is, wanneer jou sonde vergewe is. Vandag se vraag of se fokus is naby daaraan. Want soos ons verlede week ons ingesteldheid moes herkalibreer of instel of heeltemal koers aanpassing moes doen oor wat ons persepsie van gelukkig is betref, moet ons vanoggend kyk, wat beteken dit wanneer ons sê God is goed vir die gelowige? Wat beteken dit? Wat beteken dit dat God goed is? Nou, voor ons begin lees, is dit belangrik om die tafel vir hierdie psalm te dek. En ek wil jou nou nie uit die hoogte uit bombardeer met inligting nie. Ek wil jou aan die hand vat
Soos wat die psalmis ook doen, dis Asaf in hierdie geval, wat jou as hoorder of leser in ons geval, of sanger of medesanger in Ou Israel, want dit is 'n lied wat gesing is, dit ten doel om jou aan die hand te vat en te sê, kom saam. Dink saam met my oor wat ek sê, beleef wat ek beleef, ervaar daardie emosies wat by my was, in jou, en kyk waartoe gaan ons. Kom jy saam? So, hier is die uitnodiging vir elkeen van julle vanoggend, om saam met my te kom deur hierdie teks. En belangrik om daarop te let. Die preekvoorbereiding op so 'n teks voel partykeer nader aan oop hartchirurgie. Nie omdat ek die skalpel in die hand het nie, maar omdat God daardie skalpel in die hand het. Daarom sê ek ook vanoggend, kom saam, dink saam, ervaar saam, wat die Psalm, die ouende die Here, vir ons deur die Psalm, van wil bewus maak, en daardie pad wat ons saam deur die Psalm stap, waartoe dit ons lei. Dink gou 'n bietjie aan gevalle waar jy gesê het, maar dis daarom onregverdig. Die kinders sê, dis nie fair nie. Dink gou aan 'n paar gevalle. Daar kom iets van sport by jou op. Daai skeieregter se beslissing daar was nie fair nie. Dis daarom nie regverdig nie. Hy het net nou nie daai ou geblaas daarvoor nie. Nou het hy hierdie ou geblaas daarvoor. Hier sommer 'n geel kaart uitgedeel. OK. Ons dink aan kompetisies waar die beoordeling subjektief van aard is. Jy is uitgelewer aan die beoordeling van hierdie skeieregters of beoordelaars wat op hulle eie geite en giere dit evalueer. Dalk is iets by jou al afgevat op die grenspos, terwyl die vorige ou met sy toebroodjies deur is, sonder enige probleme. Dis onregverdig, nee. Verkeersboete. Ek het net so vinnig as die 3 ouens voor my gery, en nou staan ek langs die pad. Dis onregverdig, nee. Nou, julle sien, hopelik kon jy nou identifiseer met een van daai goed, alreeds. Maar ek wil jou nou nog verder vat en sê, kom saam, want ons moet nog by 'n dieper vlak van onregverdigheid begin uitkom. Hierdie is eintlik maar die oppervlakkige kant van onregverdigheid, as ons daaraan dink. Dink 'n bietjie dieper. Daai ou in daai kar, wat in daai huis bly, wat daai werk het, klop daarmee. Dis nie fair nie. Dis daarom onregverdig. Hoe voel jy oor daai politikus wat heeltyd wegkom? Met alles wat almal weet voor die bloed, hy is so skuldig soos môre heeldag, maar hy's so glibberig. Daai gewoonte misdadiger waarvan jy lees in die koerant, daai dwelmbaas wat vasgetrek word, hulle kry net nie daai persoon agter tralies nie. Weet jy wat, is so onregverdig, hulle kry nie eers daai persoon in die hof nie. Maar laat ek nou net hier 'n fout begaan, dan julle sien ons is al 'n bietjie dieper by die onregverdigheid. Ons praat nou hier van mense wat nie volgens jou subjektiewe oordeel skuldig is nie. Daar is 'n kollektiewe bewustheid van hierdie mense se korrupsie of hulle verdorwenheid. Ek het 'n interessante tabelletjie sommer net opgetrek, vir AI gevra om vir my te gee. Toe sê ek maar, gee vir my 'n lys van wêreldleiers onder wie se heerskappy duisende mense doodgemaak is, en sê dan vir my hoe het hulle gesterf en of hulle ooit geregtigheid hier op aarde in die gesig moes staar.
Nou, die van julle wat nou 'n bietjie verveeld gaan raak nou, staan vas, dis nie 'n lang lysie. En as een van die name dalk vir jou interessant is, gaan soek dit op daar by die huis, dan kyk jy 'n bietjie wat het hierdie ouens aangevang, dan sal jy nou verstaan van die onregverdigheid en hoekom hy nou op hierdie lysie is. Maar name soos Joseph Stalin, hulle weet nie eers presies hoeveel mense onder sy leiding en heerskappy in Sowjet-Rusland dood is as gevolg van hongersnood, en dan praat mense nie eers van die konsentrasiekampe. Hulle skat tussen 3 en 20 miljoen. Laat dit insink. Tussen 3 en 20 miljoen. Namibië het 3 miljoen mense in die stadium. Dis dit al erg genoeg as jy een mens doodmaak, of een mens se dood op jou hande het. Hoe erg moet dit nie wees as die ramings, die mense kan nie eers konsensus bereik nie, daar is skattings wat so hoog gaan as 60 miljoen deur sy 30 of 40 jaar van heerskappy. Hoe is hy dood? Hy het 'n beroerte gehad in 1953. Hy dood. Klopt. As hy ooit voor enige hof of tribunaal of enige vorm van gereg, enige iemand ooit by 'n punt gekom en gesê, hey, daar staan daai ou nou voor die vuurpeloton, of daar word hy gehang, of daar betaal hy nou vir sy boosheid, dat 'n mens kon sê, uiteindelik is dit regverdig. Nee. Hy is dood terwyl hy nog in bewind was. Mao Zedong, tussen 15 en 55 miljoen mense, onder hulle 'n groot klomp Christene in China. Nie so lank terug nie. 1976 is hy oorlede. 50 jaar terug. Hoe is hy dood? Hartversaking na 'n klomp hartaanvalle. Het hy ooit enige vorm van geregtigheid gesien? Nee. Inteendeel, hy word vereer as die hoof of die stigter van China, soos wat dit nou is. The founding father. Gaan kyk, hier is nog van sy monumente, selfs hier in Windhoek sien. Julle, so kan ek aangaan 'n bietjie nader in die huis, wel nader in die huis, ten minste Afrika, Idi Amin, in Uganda, van die ouer garde hier sal ook weet van Idi Amin. Tussen 12 en 500.000 mense, dis daarom 'n bietjie minder, nê. Tussen 12.000 en 500.000 mense onder sy bewind dood. Wat het met hom gebeur? Hy is weg Saudi-Arabië toe dinge warm geraak het in Uganda en die rebellegroepe toe nou teen hom in opstand gekom het. Hy het gevlug. Hoe is hy dood? Hart, lewer, en orgaanversaking. Sy orgaan het ingegee. Terwyl hy in weelde geleef het in Arabië. Hy het nie in 'n klein woonstelletjie doodgegaan nie, hy het in Leuksheid gesterf. Wie is bereid om te sê, dis fair? So kan 'n mens aangaan, Pol Pot, Augusto Pinochet van Chile, Suharto van Indonesië, dis nou van die name, Pol Pot weet ek was ook nogal woes. Wrede, goddelose mense. Ek dink nie daar is by ons enige vraag of twyfel, hierdie mense goddeloos is nie. Nou hopelik het ek nou vir jou saamgetrek tot op hierdie punt wat jy sê, Laurens, waar wil ons nou uitkom? Ons is nou almal redelik opgewerk al oor hierdie ouens wat ons wil net almal sê, maar dis onregverdig. Dan is ek bly. Want dis presies wat Asaf doen in die eerste deel van Psalm 73. Ons gaan saam lees vanaf vers 1. En hoor nou hoe begin hy hierdie Psalm? Hy begin hierdie Psalm met 'n feit, wat hy weet waar is, maar
Dan sê hy, ek het hierin begin twyfel. Ons lees saam. Psalm 73, 'n Psalm van Asaf. God is vir Israel baie goed, vir die wat rein van hart is. Tog het ek daaraan begin twyfel. Ek het byna koers verloor, want ek het die hooghartige goddeloses met afguns beheen, toe ek hulle voorspoed sien. Ek was jaloers op hulle gewees, sê hy. Hulle het geen kwellings nie. Hulle is sterk en gesond. Hulle het nie sorges soos ander mense nie. Hulle het nie teenspoed soos ander nie. Daarom hang die trots aan hulle soos 'n halssnoer en kleef geweld aan hulle soos 'n kleed. In die weelde van hulle voorspoed matig hulle enige iets aan. Smalend stook hulle kwaad, hooghartig dreig hulle met geweld. Hulle laster teen die hemel en beledig links en regs op die aarde. Tog hang die volk hulle aan en drink gretig hulle woorde in. Hierdie ouens het 'n groot gevolg, sê hy. Ten spyte van hulle goddeloosheid wat vir almal tentoongestel word, het hulle nog 'n gevolg wat hulle aanhang. Hulle vra, hoe sal God dit uitvind? Hoe sal die Allerhoogste dit weet? Dit is hoe die goddelose mense is. So gaan hulle ongehinderd voort om rykdom op te hoop. Sien julle waar is Asaf? Hierdie psalm was 'n lied wat gesing is in Israel. Jy sou saam gesing het, en dit is hoekom ek die inleiding gegee het. Kyk in die spieël en sien waar jou gedagtes ook nou hier is. Hoor wat sê hy? Vers 13. Dat ek die kwaad vermy het en met 'n eed my onskuld verklaar het dus niks gehelp nie. Want elke nuwe dag het vir my teenslae gebring en elke nuwe môre straf. Hy sê, ek het die kwaad vermy. Ek dien die Here. Ek het 'n opregte hart. En dit is hoe dit lyk as dit goed gaan met my. Elke oggend staan ek op net nog moeilikheid. Hierdie ouens is gesond, ek staan op, my rug is in spasma, ek het pyne wat ek nie eens kan verwoord nie. Stap saam met Asaf. Maar, vers 15, as ek so sou aanhou praat, sou ek die verloon wat aan u behoort. Daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan. En dit was my bitter moeilik. Totdat ek in die heiligdom van God ingegaan en besef het wat die uiteinde van die goddeloses is. U laat hulle op gladde plekke loop. U laat hulle ondergaan deur hulle eie geknoei. In 'n oogwink word hulle iets afgrysliks, gaan hulle te gronde, tref 'n verskriklike ellende, 'n verskriklike einde hulle. Net soos 'n droom wat ophou as 'n mens wakker word, so verdwyn hulle, Here, as U ingryp. Sien julle waar Asaf die wending in sy gedagtes gekry het en gesien het, maar hierdie gedagtegang wat ek nou besig is om te koester, is besig om my skuldig te maak. My woorde sou my nou begin skuldig maak. En hy probeer met sy verstand dit uitdink. Hy sê ek het diep gaan nadink en dis bitter moeilik. En inherent sê hy selfs toe ek diep nagedink het daaroor, kon ek nog steeds nie 'n antwoord kry. 'n Antwoord waarop, hoekom gaan dit so goed met hierdie goddelose mense terwyl dit so swaar gaan met die opregtes van hart?
Hy kry eers 'n antwoord en insig toe hy by die Here gaan stil raak, toe hy in die Here se teenwoordigheid is. En hy sien dat die goddeloses tot 'n val kom. Hulle einde is verskriklik. Hulle word iets afgrysliks. Vers 21. Toe ek verbitter was en vir onreg gevoel het, vir onreg, hoor jy daar, dis nie fair nie. Was ek dom en sonder insig, soos 'n redelose dier, het ek my teenoor u gedra. En hier wil ek jou net vinnig terugvat na Psalm 32 toe van verlede week. Sê, moenie wees soos 'n redelose dier, of soos 'n perd of 'n muil, wat 'n stang in die bek moet kry, sodat hy gelyk kan word nie. Hierso sê Asaf, ek het my gedra soos 'n redelose dier. Ek was dom en sonder insig. Tog was ek nog altyd by u. Want u vat my aan die hand, u lei my met u raad, en aan die einde sal u my in ere by u opneem. Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as u nie. Al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte. Aan hom behoort ek vir altyd. Sien julle hoe praat hy teen homself in die begin van die Psalm? Hy sê, hierdie voorspoed van hierdie goddeloses, die feit dat hulle sterk en gesond is, die feit dat hulle rykdom het, weeg nie op teen God nie. En dit is sy vertroosting. Is dit joune? Is dit myne? Of kyk ons nog steeds vas in die kar, in die huis, in alles wat ons kan sien en dan kan vat? Vers 27. Die wat ver van u af is, gaan verlore. U vernietig die wat aan u ontrou is. Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug. Ek sal van al u werke bly vertel. Die wending in gedagtes wat daar plaasgevind het in Asaf, hoop ek regtig het in jou gedagtes ook plaasgevind, soos ons nou saam gestap het deur hierdie Psalm. Wat gebeur met die goddeloses? Wat is hulle uiteinde? Hulle word vernietig, hulle gaan te gronde, hulle kom tot 'n val. Uit daai lysie van ouens wat ek gelees het, Joseph Stalin, Mao Zedong, Idi Amin, Francisco Franco, Augusto Pinochet, Pol Pot en Suharto, hierdie ouens voeg al die name aan wie jy gedink het, voeg dit daarby. Wat was of sal hulle uiteinde wees wanneer alles verby is? In die geval weet ons wat is die eindtelling van hierdie wedstryd alreeds. Nou as jy weet wat die eindtelling van 'n rugbywedstryd is, om nou weer 'n sportanalogie te gebruik. As jy weet wat die eindtelling is, kyk jy hoegenaamd met dieselfde oë na die wedstryd as wanneer jy dit nie weet nie. Maak dit saak tussen
wat by hierdie rooi kaart gebeur en wat die eindtelling vir jou sê? As jy weet wat die eindtelling is. Nee. Jy weet, wat is die uiteinde van die goddeloses? Maar meer nog, jy weet ook, wat is die uiteinde van die opregtes van hart, die gelowiges, God se kinders. Het is interessant hoe Asaf begin, en hy sit 'n baie fyn kwalifisering hierin. God is vir Israel baie goed. So, nou kan jy jouself daar insluit, net oor jy van 'n sekere bevolkingsgroep, of sekere stam, of ras, of klas is. Ja, hy sê hierso, vir die wat rein van hart is. Dis waaroor dit gaan. In vers 28 sê hy dat dit vir hom goed is om naby God te wees. Dit is goed om naby God te wees. Sien wanneer gaan dit goed? Sien jy hoe is God goed vir die opregtes van hart? Hy is by hulle. Hy is by hulle. Dit is wanneer dit goed gaan. Dit is hoe goed God is. Hy is by jou. Dis Jesus se belofte, Matteus 28. Ek is by julle tot aan die volëinding van die wêreld. Die feit dat God naby aan die gelowige is, en die gelowige naby aan God is, wat God se goedheid aan die gelowige behels, is genoegsaam om die gelowige by die goeie einde uit te bring. Dis genoeg. Dis genoeg dat God by jou is. Ons het steeds nie 'n antwoord op hoekom dit goed of voorspoedig gaan met gelowiges, met goddeloses en swaar gaan met gelowiges nie. Maar aan hierdie maatstawwe wat ons kan gebruik, en ons sê, maar hoor hierso, dit gaan nie net goed met ongelowiges nie, as gelowiges met wie dit ook goed gaan, in wêreldsterme. Ja. Maar dan moet jy waak dat die goed wat jy nou in aardse terme as goed beskou, nie vir jou ontroof van die ware goedheid nie. Jesus gee self daai waarskuwing teen rykdom, meer as eenmaal. Hy sê dis makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as wat dit is vir 'n ryk man om in die hemel te kom. En voor jy jouself net heel eenkant toe skuif, wil ek vir jou sê, onthou, elkeen van ons wat hier is vanoggend is ryk in iemand anders se oë. Die feit dat jy 'n kar besit, maak jou klaar ryker as 'n groot deel van die populasie. Die feit dat jy vanoggend 'n nuwe stel klere het, maak jou ook al ryker. Pasop, moet jouself nie net vinnig eenkant toe skaar nie. Gebruik die teks as 'n spieël. Ek wil jou vra, hoe lyk dit? Jy saam met Asaf en saam met my deur hierdie reis van gedagtes en emosies. Kan jy vrede vind in die wete dat God by jou is? Is dit vir jou genoeg? Of is daar nog iets in jou situasie wat skree, maar dis onregverdig? Is die woorde in jou gedagtes dalk, maar jy verstaan nie my situasie nie, en Asaf nog minder, want hy is al meer as 3000 jaar lank dood. Jy verstaan nie. As Asaf se psalm maar by vers 14 gestop het, dan kon ek lekker saam sing.
Of ek het ophou saam sing by vers 14. Stop. Kom saam na 'n situasie, na 'n plek, waar ons almal daar rondom kan staan en sê, maar dis onregverdig. Kom saam. Voordat jy weer wil sê, dis nie regverdig nie. Kom staan saam aan die voet van die kruis. Jy sien die seun van God aan die kruis, vir jou en vir my, vir elke sondaar deur mense jeugnis heen, se sondeskuld wat hy daar betaal. Dis onregverdig. En steeds het ons die vermetelheid om te sê teenoor God, my situasie is onregverdig. Wie is ons om dit te sê? Wat besiel ons? Wat besiel ons? Julle, die hoop wat ons het, is die feit dat die dood van die regverdige, nie die einde is nie. Daarom is hier 'n leë kruis as simbool vanoggend in die kerk. Daai kruis is leeg, want die graf is leeg. Die dood is oorwin. Sodat hy elke gelowige saam met hom in ere in die hemel kan opneem. Christus het dit vir ons gedoen. Kom ons kom by 'n punt wat ons saam met die disippels as te ware staan en kyk en sien daar kom die gloriewolk, die teenwoordigheid van God omvou en omkoepel, bedek vir Christus en neem hom in heerlikheid die wolke op. En ons kyk op terwyl Christus opvaar na die hemel en ons sê, dis fair, dis regverdig. En ons sien Christus op die troon sit, in die hemel, in heerskappy, die oorwinnaar oor die dood, en ons sê, dis regverdig. En omdat ons dit kan sê, en ons kyk na ons eie lewens, en ons sien hoe lyk ons swak pogings van regter speel. Kyk na jou eie lewe en jou eie foute en jou eie tekortkominge. Jy sien, sjoe. Dit is dalk onregverdig dat God hoegenaamd na my gekyk het, na my gedink het. Hoekom wil hy by my wees? Ons almal hardop saam sê, dis genade. God is regtig goed vir die gelowiges. God is by ons. God is by jou. Amen. Here, enige woorde wat ons sê, gaan ver te kort skiet. Om in die eerste plek ons skuld te bely, of in die tweede plek u lof te besing. En Vader, dankie dat u ons tekortkominge, ons struikelblokke in ons lewens vir ons kom openbaar. Dankie dat u dankbaarheid in ons harte kom vestig. Dankie dat u regverdig is, maar dat u ook genadig is.
Ons eer U en ons loof U groot naam. Amen. Daar is nou geleentheid vir die offergawes.